moet uitgaan as 'n gestuurde. Nou, ek dink ons almal was al gestuur op 'n stadium, né? Almal het al vir jou gesê, hoorie, wil jy nie net gou vir my, en dan stuur hulle jou iewers heen. Of jy tree op as 'n uitgesoekte gestuurde, of wat ook al, of die voorbeeld van die juffrou wat in die klas sê, sy soek 'n spesifieke kind om gou na die kantoor toe te hardloop, of dit, of wat ook al. Nou, ons almal was al gestuur, al was jy net kafee toe gestuur, né? Maar jy was al gestuur, so jy kry 'n mission, né? En jy moet daai mission voltooi, en die persoon wat jou stuur, het gewoonlik iets wat hulle vir jou sê, gaan gou kafee toe en koop vir ons 'n brood. Dis 'n opdrag met 'n spesifieke mission. En baie keer in ons lewens voel ons, as ons in die Bybel lees, die groot opdrag spesifiek lees, dan voel ons baie keer, ons is op hierdie pad geplaas van, ek word gestuur, maar dit is amper 'n missie wat moeilik is om te voltooi. Nou, ek weet nie waarheen is jy al gestuur nie, party is al gestuur kafee toe, en ander is al gestuur tronk toe, en ander is al gestuur, jy weet waar ook al jy al gestuur is, maar jy het 'n spesifieke missie waarheen jy gaan, en partykeer voel jy amper soos hierdie Tom Cruise movie, né, van Mission Impossible. Vanaand as jy Matteus 28 begin lees, en jy lees daarvan wat die Here vir ons sê, dat ons gestuur is, en dit voel vir jou, asof jy op hierdie verskriklike moeilike missie is. Maar eintlik, as jy mooi gaan kyk na Matteus 28, gaan jy agterkom, dit is nie Mission Impossible nie, dit is Mission Possible. Okay, en ek wil dit vanoggend vir jou wys. So, ek gaan nie so seer net op die groot opdrag 28 vers 19 konsentreer nie. In die week het ek besef dat ek wil eintlik met julle praat oor iets anderster wat daarmee te doen het. Ook nog steeds het Matteus 28 uit, nog steeds met die groot opdrag te doen, maar ek gaan my konsentrasie op 'n ander punt sit, en ek gaan nou daarby kom. Maar as jy jou boekie saamgebring het, jou ontmoetings met God boekie, wat ons vir jou in die begin van die jaar gegee het, voor die 5 reekse begin het, ons is vandag op bladsy 56, 57, en dan op 58 en 59 is daar plek vir jou om notas te maak. Ek wil net vir jou sê, as jy jou boekie by jou het, en jy maak hom nou oop, en jy kyk nou in hom, sê jy sien, daar's 'n redelike lywige goeders geskryf, maar ek gaan op 'n spesifieke punt gaan ek meer konsentreer as die res. Die res is soos 'n Bybelstudie wat jy asseblief in die week op jou eie tyd moet en kan doen. Daar's genoeg inligting dat jy ek wil amper sê effektiewe Bybelstudie kan doen. Okay, so kom ons kom nou by waar ons wil wees. So, wat vir my interessant is jy hoef nie altyd net 'n fisiese gestuurde te. Adela, ek wil net gou ietsie vir jou sê. Ek wil vir jou dankie sê vir die. Hierdie is beautiful gedoen. Dit is so mooi gedoen. Die skoene, as julle nie gesien het nie, julle moet kom kyk, julle moet foto's neem, Shamaine, asseblief. Die skoene wat gestuur word, weggevat word, ag jou klein skoentjies daarvoor op die rooi tapuit, en ons word nou weggestuur in 'n rigting. Nee, die beeld is vir my so baie mooi, wat julle hier uitbeeld. Maar jy sien net fisies 'n gestuurde nie. Die Bybel sê ook, jy's 'n brief wat geskryf is. Nee? En ek kan nie nou hier's 'n klomp mense wat nou glad nie weet waarvan ek praat nie. Die jonger geslag het nie 'n klou wat ek nou op die skerm het nie, né? Ons sal vir julle verduidelik van snail mail later. Okay. Dis die e-mail nie, dis snail mail. Dit is toe jy nog 'n brief geskryf het, en dan vat jy hom poskantoor toe, en hy tannie het sulke muscles gehad, want sy het heeldag net en sy stamp hom, papi. Sy stamp hom, die toonbank het so bobbel onder gehad, soos hy tannie hom gestamp het. Onthou julle dit? Wie van julle kan dit onthou? Né? Okay, net die ouer mense het land opgesteek. Ramon, ons sal vir jou verduidelik, moenie worry nie. Ek sien hy vra sy ouma, wat is die? Okay, so, die Bybel sê ek en jy is ook gestuurde, soos 'n brief. Die Bybel sê ek en jy is 'n brief wat gelees word deur die wêreld. So, of ek nou wil of nie, op een of ander manier is ek 'n gestuurde, maar ek wil vandag vir jou iets wys, dat, onthou ons het verlede week gepraat van, elkeen van ons het verskillende gawes, verskillende talente, verskillende bedieninge, verskillende plekke waar ons in die koninkryk van die Here dien. En Ahava het verskillende bedienings waarby jy kan inskakel, maar die koninkryk van God het verskillende bedienings en verskillende ampte en verskillende rigtings wat ons kan kom. Maar ons het almal een globale missie, en dit is om die evangelie te verkondig aan alle nasies. Dit is ons main mission op aarde. Om die goeie nuus van Christus
aan mense te verkondig. Maar dit word gedoen soos ons verlede week gesien het, deur die gawes van die Gees, deur elke persoon wat verskillend operate. As jy nie nou weet van ek praat, jy gaan kyk op YouTube, hy sal vanoggend live wees, dan kan jy nou gaan kyk. Of op die website na die podcast kan jy gaan luister. Maar ek vind baie keer dat ons deins terug vir die groot opdrag van God in Matteus 28 vers 19, omdat ons in onsself twyfel. Baie mense het al vir my gesê, Marius, ek hoor wat die Here sê, en ek hoor dit, en ek lees Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Here, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het, en daai hele Matteus 28, 19, is niemand, ek wil amper vir jou sê, wie van julle twyfel in die opdrag? Steek jou hand op. Verstaan, niemand van ons gaan sê, ek twyfel in die opdrag nie. Maar nou wil ek jou vra, wie van julle twyfel in julle ability om dit te doen? Ok, nou gaan hande op. En dis waaroor ek met jou wil praat. Ek dink dis belangrik dat ons vandag nie net oor die opdrag praat nie, maar oor jou ability om die opdrag uit te voer. En ek wil dit vir jou vanoggend doen, en ek wil net eers vir jou vertel van hierdie slangetjie, dat jy net 'n idee kan kry. Nou, as jy nou hierdie slangetjie kyk, hy's nie 'n groot slangetjie nie, hy's 'n klein slangetjie. Hy word genoem in Afrikaans is hy die snoetneus-slang, of jy kan hom 'n wipneus-slang noem, né? Hy het so 'n wipneusie, soos 'n graad 1 juffrou. Sorry. Okay. In Engels is dit die hawk-nose snake. Okay. So, hierdie is 'n nie giftige slang, of hy's mildly giftig. As hy jou pik, jy kan nie doodgaan nie, jy kan nie iets oorkom nie, jy gaan miskien 'n bietjie van 'n neeweffekkie hê, maar sy tandjies is nie eens goed genoeg om baie keer deur jou vel te druk nie. Maar hy het attitude, né? As jy hierdie hawk-nose snake raak loop, dan sal hy baie maklik regop gaan staan soos 'n kobra. En hy blaas. Hy sê vir jou, mamba papa, mamba. Jy moet vir my pas op, ek is gevaarlik. Maar eintlik het hy nie die venom om dit deur te voer wat hy vir jou wys nie, maar hy gebruik wat hy het. Julle moet nou gehoor wat ek sê. Hy gebruik wat hy het. Hy's innovative. En as jy twyfel in jou ability, wil ek vir jou sê, jy hoef nie noodwendig 'n kobra te wees. Ek meen, as daai ouetjie regop gaan staan, maak nie saak hoe groot hy is nie, dan sê ek vir hom totsiens. Ek speel nie met daai tipe noodles nie. Ek bly weg van hy goed af. Maak nie saak wie hy is, hy kan vir my sê, nee, dis net 'n red lippie, of dis net 'n bruin huislang, sy sussie, ek wil nie naby hom kom nie. Okay, en hierdie hawk-nose snake doen presies dit, hy gedra hom soos 'n kobra. Hy het die autoriteit in sy kop van 'n kobra. Hoor julle wat ek vir julle probeer sê? Okay, en as niks werk nie, en jy bly hom pla, dan slaat hy op sy rug neer en maak of hy dood is. Dis wat die hawk-nose snake doen. Gaan Google dit, gaan kyk bietjie daarna, maar dis wat hy doen. Hy slaat op sy rug neer, tong in die mond, ekskus, los my uit. En as jy wil, wat gaan nou aan, dan spring hy om en dan is hy gone. En goed, dit is baie innovative, baie slim, slangetjie. Nou, hy gebruik wat hy het. Hy gebruik dit wat hy het. Nou, ek wil vandag vir jou sê, Matteus 28, vers 19, kan jy nie lees sonder vers 18 en vers 20 nie. As jy dit sou doen, en jy vat net Matteus 28 vers 19, gaan dan heen en maak disippels, dan skrik jy. Jy voel of jy nie kan nie. Jy voel, jy het nie die ability nie. Maar ek wil vandag van jou ek wil vir jou vandag wys jy kan. Okay, so, ek wil hê, jy moet saam met my konsentreer op autoriteit, opdrag en ondersteuning. Vers 18, autoriteit. Vers 19 is die opdrag. Vers 20 gee vir jou ondersteuning. As jy daai drie goed het en jy sit dit by mekaar, dan word Matteus 28 se groot opdrag doable. Dan raak dit vir jou in jou kop. Dit is asof jy sê, dit skuif in my kop van mission impossible na mission possible toe. En ek wil hê, moet dit hê, want ek wil vir jou sê, elkeen van ons wat hier is vandag, elkeen van ons, en maak nie saak wat nie, as jy 'n kind van die Here is, maak nie saak wie jy is nie, jy moet aan hierdie opdrag gehoorsaam wees. Dis die opdrag.
Dit was Jesus se laaste woorde voor hy opgevaar het na die hemel. Dit was vir hom die belangrikste ding wat hy nog vir sy disippels wou sê. Dit was die laaste oomblik en hy het geweet, wat ek nou sê, moet blywende impak hê. Dit wat ek nou sê, is die belangrikste ding. Dit is soos iemand wat nou gaan sterf, en oupa lê op sy bed, en oupa is nou besig om te sterwe, en hulle vra vir oupa, wil jy iets sê, en dit wat oupa dan gaan sê, gaan sekerlik die belangrikste ding wees, en almal gaan vasklou, want dit was oupa se laaste woorde. Ek wil hê jy moet hierdie Matteus 28 vers 18, Matteus 28 vers 18, 19 en 20 in hierdie konteks sien. Dat is God se autoriteit, God se opdrag en God se ondersteuning wat hy vir ons gee. So lees saam met my, ek gaan vir julle lees van vers 16 af. Hy sê, en die 11, dit was nou sonder Judas Iskariot, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Ons gaan nou praat oor hoe Jesus hulle bestel het. Okay. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, en hier is een van die belangrikste dinge, die autoriteit, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dan vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Vers 20 is jou ondersteuning, hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. En dis die einde van Matteus. Dis ook die einde van Markus. Dis ook die einde van die meeste van die evangelies, eindig op hierdie hoogtepunt. Dit is ook waar Handelinge die storie opvat weer. Waar Lukas, wat die Lukas evangelie geskryf het, die Handelinge boek skryf, die enigste geskiedenisboek in die Nuwe Testament, en hy vat juist die storie hiervan af. Want dis die belangrikheid, en dit wat op Pinksterdag gebeur het, die uitstorting van die Heilige Gees, die ontvangs van die Heilige Gees, kom alles vanuit hierdie opdrag, wat ek en jy moet gehoorsaam. So ek wil hê jy moet die hele tyd dit in gedagte hou. Matteus 28 vers 16 sê vir ons, ek wil net gou 'n bietjie teruggaan, ek gaan net gou vir jou vers 16, dis vir my so mooi wat hy sê, die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Jesus het hulle georder, voor die tyd al. Het julle geweet dat Jesus vir hulle gesê het, voor hy sou sterf nog, het hy al vir hulle gesê, onthou nou, as ek klaar gesterf het, moet julle my in Galilea kry. Hy het dit vir hulle lank voor die tyd gesê, so hulle het geweet, as hulle gehoor het wat hy gesê het, sou hulle al voor die tyd geweet dat hy gaan opstaan uit die dood uit. Hy het vir hulle gesê in Matteus 26 vers 32, het hy reeds vir hulle gesê, ek onthou julle moet my in Galilea kry. So hy het hulle gepre-order, né? Wie van julle het al pre-orders gedoen? Timo. Né? Of jy kan Shein, hierdie ding kom van Shein af, né? Daai tipe goeders. Nou, hierdie was 'n pre-order van Jesus, maar weer eens, hier's 3 goed wat belangrik is. Hy het hulle bestel, en weet julle wat die mooiste van alles? Hy het hulle nie bestel nie, toe die engel by die graf is. En Jesus het opgestaan, en hulle kom daar ingehardloop. Wat het die engel vir hulle gesê? Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Wat het hy gesê? Julle moet hom in Galilea gaan kry waar hy vir julle gesê het. Daar bevestig die engel wat Jesus gesê het. So dit werk weer bestelling, bevestiging, en daarna, obviously, die belewing daarvan, wat ons nou van gelees het. So daar's, altyd is daar hierdie 3 goed wat saamgaan, en dit voel vir my dieselfde met hierdie opdrag wat die Here vir ons gee. Hy het vir ons vooraf gesê, hier is die mag, ek het die mag, ek gee dit vir julle. Nommer 2, nou moet julle gaan, die autoriteit gaan oor in 'n opdrag, en die opdrag gaan oor in ondersteuning. Ek is met julle tot aan die einde van die dag. Ek wil vandag baie konsentreer op die autoriteit van die gestuurde. Want ek dink dis waar die probleem lê. Ons twyfel nie in die opdrag nie. Ons twyfel nie in die Heilige Gees se uitstorting nie. Ons twyfel in ons eie autoriteit. En ek dink as jy vandag kan snap dat jy het autoriteit om hierdie opdrag uit te voer, om te gaan, om uit te stap en te gaan, soos wat God vir ons die opdrag gegee het, gaan jy vandag hier uitstap met 'n bietjie meer moed om Mission Impossible in jou kop Mission Possible te maak. So, dis baie belangrik dat ons gaan kyk na Matteus 28 vers 18 wat sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En hy vat hierdie mag en hy sit dit om en hy gee dit vir ons. En hy sê, gaan julle nou, met hierdie mag gaan julle nou. Né? So,
as hy al die mag gehad het, ek kan net nie veel op 'n beter manier verduidelik as mamma het gesê nie. As twee boeties beklei, of 'n boetie en 'n sussie beklei, of siblings beklei, of wat ook al, wat sê die een vir die ander ene? Hulle gaan sê en dan sê hulle, maar mamma het gesê, jy moet so en so maak. Dadelik kom jy nie met jou eie autoriteit nie, jy kom met mamma se autoriteit. Getroude mans, julle weet presies waarvan ek praat. Né? OK. Die kinders kom vra vir die man, pappa, kan ons gaan swem? Ja my kind, wat sê jou ma? Of wat ook al, né? OK. Ma moet besluit. Ja, en as jy slim is, dan sê jy vir al twee nie, die ander het klaar ja gesê. Sê maar net. Maar die autoriteit kom nie uit jouself uit nie. En dis wat jy moet besef. Die autoriteit kom aan, maar Jesus het gesê, ek het die mag. Jesus het gesê. So, wat is hierdie autoriteit? Autoriteit as gestuurde lê juis daarin, dat ek het autoriteit in Christus. Efesiërs 6 vers 10 sê, eintlik my broeders word kragtig in die Here, en in die krag van? Sê saam met my, in die krag van? Sy sterkte. OK, so, ek gaan nie uit as 'n gestuurde van die kruis af, ek gaan nie uit as 'n gestuurde van Christus in die wêreld om die evangelie te verkondig op my eie autoriteit nie. As ek kan besef vanoggend, wat is autoriteit? Autoriteit sê, ek gaan in die krag van iemand anderster. Wanneer, Nico, ek gaan 'n bietjie op jou knoppie druk vanoggend. Nico is 'n verkeersbeampte gewees vir hoeveel jare in Krugersdorp. En Willem, julle ouens weet van die autoriteit. Waarin lê die autoriteit van die verkeersbeampte? In die wet, in die aanstelling. Hy het geen mag gehad toe hy verkeersbeampte was om voor 'n groot 18-wheeler trok in te spring en sy hand op te steek en te sê stop nie. Daai drywer kan net doef. Goodbye. Maar wat laat daai ou die briek trap? Nico se autoriteit? Nee, die autoriteit van die aanstelling. Die autoriteit van die wet agter hom, die autoriteit van die regering, maak dat hy daai wit handskoen kon dra jare terug en kon sê, stop. Ek kan vir julle 'n liedjie ook daaroor sing. Stop, stop. OK, so, jy moet dit besef. Jy moet besef dat wanneer ek uitgaan om die evangelie te verkondig, is dit nie omdat ek die autoriteit het nie. Ek is in die krag van sy sterkte. En as jy met daai autoriteit die evangelie verkondig, van ek vertel nie vir jou dat jy's 'n sondaar en ek vertel nie vir jou jy moet gered word omdat ek soos dink of omdat ek jou judge of wat ook al nie. As jy gaan jy met die autoriteit van Christus, want hy het gesê, gaan dan heen en maak disippels. Hy het gesê, wees 'n voorbeeld. Hy het gaan sê, gaan leef in die vrug van die Gees. Hy het gesê, wees 'n voorbeeld vir ander. Hy het gesê, jy's 'n geskryfde brief wat ander mense na kyk. Dit is nie in jouself nie, dit is nie selfgesentreerd nie. Dit gaan nie oor wie ek is nie. Dit is gedelegeer. Dit is soos 'n kommissaris van Ede wat 'n stempel op 'n brief sit namens, hy beëdig daai ding. Dit is nie in sy autoriteit nie. Dit is in die autoriteit van die gesag. Ons tree op in God se autoriteit. Nou die volgende vraag wat jy vir jou self kan vra is, maar hoe ontvang ek dit? Hoe ontvang ek dan hierdie autoriteit? En ek dink dit is belangrik dat ons vir mekaar moet sê, jy ontvang autoriteit om uit te gaan as 'n gestuurde reeds by wedergeboorte. Jy ontvang autoriteit deur die groot opdrag. Want die autoriteit lê juis daarin, ek is wedergebore, ek is 'n kind van God en daarom moet ek hierdie opdrag uitvoer want dit is my missie in die lewe. Dit lê, hoe kry ek dit? Hoe ontvang ek dit? Ek ontvang dit as ek myself onderwerp aan God. Die Bybel sê dit baie duidelik, onderwerp julle aan God. Jakobus 4:7. Onderwerp jou aan God. Met ander woorde, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor selfgesentreerdheid nie, dit gaan nie oor hoe goed is ek nie, dit gaan ook nie dat ek in my autoriteit optree, of dat ek loop en mense judge, want sodra jy partykeer vir mense sê, hulle moet hulle lewens vir die Here gee, sê hulle, wie is jy om te judge? En hulle gaan vinnig na, as jy sonder sonde is, gooi klippe. Dis nie waaroor die evangelie gaan nie. Die evangelie gaan nie oor klippe gooi nie.
Die evangelie gaan nie om mense te judge nie. As ek die evangelie met iemand verduidelik, 'n ander woord van evangelie is goeie nuus. Evangelion, die Griekse woord evangelion is goeie nuus. Good news. So met ander woorde, wanneer ek as gestuurde van God optree en ek gaan uit om die evangelie te verkondig, gaan deel ek eintlik goeie nuus met mense. En dit moet my attitude wees. Ek kom in die autoriteit van God, in die krag van sy sterkte as gevolg van my wedergeboorte en ek ondergeskik my aan God se autoriteit dat ek vir jou kan sê, Jesus het jou lief en hy wil nie jy moet verlore gaan nie. Dis die beste nuus ooit. Hy wil die ewige lewe met jou spandeer. Dit is die goeie nuus. That's the good news. Ouens, en ons moet dit begin doen. Ons moet dit met daai autoriteit, met daai attitude begin doen. Ons moet dit nie sien as 'n bedreiging nie. Dit gaan, ek het nou net vir julle in Efesiërs gelees, dit gaan oor die krag van God, waarna ek gaan, nie my eie krag nie. Dit gaan oor die liggaam van Christus, verlede week se preek. Dit gaan oor sy opstandingskrag, wat hy gehad het, dieselfde krag, waarmee hy opgewek is in die dood, sê die woord, is in my. Dieselfde krag. Dieselfde autoriteit wat in Christus is, want ek is gesterwe, ek het gesterwe in Christus, en dit beteken dat ek in Christus, dat ek optree met sy krag en sy autoriteit. Ek wil net vir jou een vers gee, ek kan vir jou baie gegee het, maar ek gaan vir jou 'n versie gee. Romeine 8:11 wat sê, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Ja, jy kan nie 'n beter belofte kry as dit nie. Jy kan nie 'n sterker belofte kry nie. Daai selfde krag wat Jesus opgewek het uit die dood uit, daai krag is in my. En daai krag kan vereenselwig word, kan uitgegenerate word uit my uit, as 'n gewone, simpel, stupid mens. 'n vlees. Ja, julle, dis 'n voorreg. En as jy daai autoriteit vanoggend kan besef, jy gaan nie die groot opdrag uitvoer, gaan heen en maak disippels van die nasies op jou eie nie. Vers 18 is vir my amper belangriker as vers 19. Yes, vers 19 is die opdrag, maar vers 18 gee vir my die autoriteit. En die autoriteit lê nie in myself nie, maar in Christus. En ek dink as ons dit kan snap, het ons baie goed gesnap. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, Handelinge 1:8. En so kan ek aangaan vir jou verse gee, want dit is deel van die liggaam, en so kan ek aangaan. Daar's nog enetjie, onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel, hy sal vir jou wegvlug. Want is hy wat ons wil keer om die evangelie verkondig. Hy maak my bang, hy sê vir my, het gaan nie werk hier, die ou gaan jou verwerp. Nee, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg om 'n voorbeeld vir ander mense te wees. Jy gaan nooit goed genoeg wees nie. Onderwerp jou aan God, dis die eerste stap. Jy kan nie die duiwel weerstaan as jy onderwerp aan God nie. Jy sal nie die evangelie effektief verkondig as jy nie 'n onderwerp aan God nie. En dis waar dit gaan. Dis hoe ek dit kry. Ons wil al die mooi goed hê, né? Ons wil bitter graag hê daai vers moet waar wees, want julle sal op skorpioene trap en julle sal slange se koppe intrap en julle sal dit en julle sal dit. Maar al daai goed het 'n voorwaarde, en die voorwaarde is onderwerp jou aan God. Awa, dis wat ons moet doen. Dis die hoe. That's the how. Partykeer die goed wat my terughou is in my kop. Is daai perd vasgemaak? Nee, hy is nie. Hoekom staan daai perd daar? Is 'n perd, nee. Ja. Ek het nou getwyfel. Maar hoekom staan daai perd daar? Hy dink hy kan nie beweeg nie, want die stoel hou hom terug. Die goed wat my terughou om God se evangelie te verkondig is baie keer in my kop. Sê nou maar. Sê nou maar, dink nou maar. Sê nou dit gebeur. En ek moet verby daai goed kom. En om daai goed te kom, moet ek die autoriteit wat ek het in Christus, moet ek aanneem en moet ek besef, dis my autoriteit. Hy gee dit vir my. En as ek dit kan snap vanoggend, het ek baie gesnap. Dan raak vers 19 makliker. En dis wat eintlik net wat ek vanoggend wou op konsentreer, is jou autoriteit. Maar hoe moet ek my autoriteit gebruik? As ek dan nou weet ek het my autoriteit, ek weet dit waar dit vandaan kom, ek weet daar's goed wat my terughou, wat 'n plastiek stoel is, wat nie sterker is as ek nie. Ek moet my autoriteit gebruik deur afhanklikheid, in afhanklikheid met God te bly leef. Ek kan nooit op 'n punt kom dat jy sê, I can do this nie.
Julle, dis wanneer hoogmoed jou vang. Geestelike hoogmoed is die grootste probleem by mense, omdat hulle dink hulle kan self. En dan val jy. God haat hoogmoedigheid, sê hy. Die volgende ding wat ek besef het is, ek moet uitdagings wat oor my pad kom, moet ek oorkom, sodat ek meer in autoriteit kan lewe. Nou kan jy vir my sê, joh, maar hierdie klink nou reverse, dit klink nou agterstevoor. Maar weet julle wat, nee? Elke keer wanneer daar 'n versoeking of 'n beproewing of een of ander moeilike tyd oor my pad kom, of daar kom 'n moeilike ding wat ek deurgaan, emosioneel, fisies of wat ook al, in daai tyd, as ek my autoriteit in God vind, as ek my oorwinning in God vind, as ek my onderwerp aan God in 'n moeilike situasie, en ek oorwin hierdie ding wat vir my skynbaar moeilik gelyk het, en ek kan hierdie ding oorkom, nou het ek gegroei in autoriteit. Want ek weet dat God met my is, en nou gaan ek makliker iets anderster kan aanpak, of 'n groter probleem kan aanpak. So, as ek uitdagings bly oorwin in my lewe, en dis nie maklik nie, groei ek geestelik. En baie keer elimineer die vyand ons juis, wanneer ons nie oorwin nie, of ons voel ons kan nie oorwin nie, want wat vat hy? Hy steel my autoriteit. En as hy my autoriteit steel, as jy nie autoriteit het nie, en iemand sê vir jou, gaan doen dit, gaan jy dit nie doen nie. Groot opdrag raak nutteloos sonder die autoriteit. OK, so, Efesiërs 1 vers 20 tot 23, wil ek ook net vinnig vir jou lees. Hy sê, hy wat hy opgewek het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, hoor gou hierso, sy autoriteit, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen van hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy sê, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. So daai selle is nou die hoof van ons gemeente, die gemeente van Christus, die eklesia in die hele wêreld se kerk, né? Almal wat Christus aanbid in krag en in waarheid. Wat sy liggaam is die volheid van hom wat alles in almal vervul. Daai mag is in my en jou woord. So, het jy autoriteit? Dirk, dankie. Dirk skud sy kop, ja. Het jy autoriteit? Waar lê jou autoriteit? In Christus. Raak die opdrag meer doable as ek dit in sy autoriteit doen. Ja, dit doen. OK, so ek moet dan begin leef as gevolg van sy autoriteit moet ek begin leef. En dan sal dinge begin verskil maak. Dan sal ek kans sien vir die groot opdrag. Dan sal ek uitkom want sy autoriteit is in my. Dis soos wanneer jy in 'n posisie aangestel is en dan moet 'n brief uitgaan namens die maatskappy. En die CEO se of die managing director of wie ook al of die wat ook al se naam staan onder in die brief. En daar word autoriteit gegee vir iemand om dit te teken. Dan voor die teken skryf jy PP. Dit staan daar op die skerm wat dit beteken. Nee. Dit beteken ek teken hierdie brief in die autoriteit van die eienaar. Ek teken hierdie brief onder die autoriteit van die managing director. Ek teken hierdie brief onder die autoriteit van, hy het my die autoriteit gegee om namens hom of haar te teken. Wow. Ouens, so elke keer wanneer ek uitgaan, elke keer wanneer ek aan iemand die evangelie kan verkondig, dan skryf ek PP. Namens hom, namens Christus. In sy autoriteit gaan ek oor. In sy autoriteit praat ek met jou. In die autoriteit van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees praat ek met jou. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Elke knie sal buig onder sy autoriteit. Ouens, en as ek dit in gedagte het, en ek lees nou, Matteus 28 vers 19, dan is dit 'n ander ballgame. Is dit nie so nie? As ek dit eers besef,
Dan is dit nie 'n kwessie van, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle en leer hulle, dan is dit soos, ek kan dit nie doen nie, ek het nie autoriteit nie, ek weet nie hoe gaan ek dit regkry nie, sê nou net, nee, nou lees ek daai vers met die autoriteit. Gaan dan heen in sy autoriteit, in sy krag, in sy mag, in sy ondersteuning, in sy krag wat alle knie sal buig, in sy krag wat Christus uit die dood het opgewek het, in sy mag kan ek nou na mense toe gaan en evangelion met hulle deel, die goeie evangelie met hulle deel. Ek kan evangeliseer, né? Ek kan die goeie nuus kan ek deel. Weet jy wat? Christus het jou lief. En Christus wil jou red. En Christus wil hê, jy moet gedoop word, en jy moet geleer word, en jy moet geonderrig word, en jy moet inskakel by 'n geloofsgemeenskap, dat jy kan groei saam met ander mense, sodat jy ook weer 'n evangelis kan word, wat uitgaan om ander mense te evangeliseer, en dis die cycle. Dis waaroor dit gaan. Jy kan nou wil ek amper amen sê. Moet ons nou nog oor die opdrag praat? Ons is almal duidelik wat die opdrag is. Die opdrag is maklik. Opdrag aan die gestuurde is, gaan heen, maak disippels, doop hulle, leer hulle. En daar spesifieke redes hoekom hierdie goed vir ons gegee word. Gaan beteken ek's 'n rep, ek is 'n verteenwoordiger, ek moet gaan. Maak, dit is wat ek moet doen, dis arbeid, ek gaan nou vir jou dit opsom en so aan. So hy sê, gaan, dit beteken soek hulle. Maak, werf hulle. Doop, bevestig hulle. Leer, lei hulle, siklus, begin weer van vooraf. Ek of die persoon, en dis die hele doel van disippelskap. Dis die hele doel van hoekom ons disipelmakers moet wees. 'n Disipelmaker beteken, ek neem jou onder my vlerk in, en ek stap saam met jou 'n pad, dat jy ook op 'n punt kan kom, dat jy weer 'n disipel kan maak. En dis tog wat God bedoel het. Dis daai koneksie wat ons met mekaar moet hê. Dit is wat die Here wil hê wat ons doen. Dis die groot opdrag in 'n neutedop. En ons kan baie teologies raak oor baie dinge, moet dit nou, wat 'n volgordes en wat ook al, en ek wil nie oor daai goed nou praat nie. Dit gaan nie oor volgordes nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Doen ek en jy wat ons doen. En ons kan nie hierdie boodskap afsluit vanoggend deur net dit te sê nie. Daar is ondersteuning vir jou. Daar's autoriteit, daar's 'n opdrag en daar's ondersteuning. En jy kan nie hierdie opdrag uitvoer volgens, of sonder vers 20 nie. Wat sê vers 20? En kyk, ek met die autoriteit, ek wat vir jou gesterf het, ek wat jou lief het, ek wat my lewe afgelê het, ek is met julle. Here, so wanneer ek evangeliseer, is ek nie alleenig nie. Nee, my gees is met jou. Ek is met julle. Tot aan die volëinding van die wêreld. Is hy vanoggend met jou? Gaan hy nog met jou wees? Wanneer gaan hy ophou om met jou te wees? Nooit nie. Nooit nie. So met ander woorde, nou het ek het nie net 'n opdrag, Matteus 28 vers 19, wat ons altyd preek met sending en mission Sondag en allerlei dinge en ons moet uitgaan en wat ook al nie. Ek het vanoggend 'n ander approach getraai om vir jou te sê, yes, Matteus 28 vers 19 is die kruks, maar sonder vers 18 sy autoriteit en sonder vers 20 sy ondersteuning is 18 moeiliker, maar met hulle is dit makliker. Dan voel dit doable. Mag die Here vir jou seën. Mag jy vanoggend vind dat jy nie net 'n gestuurde is nie, maar dat jy sy autoriteit het, dat jy sy mag het, en dat die Here vir jou sal deurdra. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees in elkeen van ons. Amen.